dis die ding is wat as mens nou die mooi siklusie vat van ons begin in Februarie is ons vlugtelinge gemaak en ons is aangekla van verraad en ons gesê ons doen volksmoord alles en nou November is die Soisput en net dit is ons die eerste bakstene begin bou van die universiteit en dis al Afrikaners se antwoord op hierdie krisis is weet julle wat ons gaan nêrens inteendeel ons belê ons bou ons bly. Ons bou om te bly. Ja, want daar is die universiteit wat ek gaan bywoon, maar dis die universiteit waar my kinders gaan bywoon en dis 'n belegging in Suid-Afrika se toekoms. Baie welkom by die episode van Net nog eenetjie. Dit is die laaste een vir die jaar. Ons sal terug wees so wanneer die skole begin. So ons hoop jy kan ook in hierdie tyd bietjie rus en hopelik gaan die nuus ons nie te feesvoors maak oor hierdie tyd nie, maar dan vat ons hom weer volgende jaar. Ja, so Spotify Wrapped is hierdie dan 'n terugblik op 'n baie wille jaar. Ons het nou so 'n bietjie deurgepraat en daar's baie goed se byt vas. Dit gaan lank wees. Ja, gaan net nog 'n paartjies wees. Ja, nog 'n hele paar stories. So praat gerus saam en dan hoop ons dan kyk ons 'n bietjie na wat het vanjaar gebeur en wat kom volgende jaar. Ja, die jaar is baie langer as wat die vakansie voel. Kom gaan sy by in sy kristalbal kyk. Vir volgende jaar. Baie dankie vir almal van julle wat die afgelope jaar saam gekyk, saam geluister het. Dankie vir almal wat gelike en subscribe het. As jy nog nie doen dit asseblief. Net nog eenetjie is op Apple Podcast, Spotify, YouTube. En baie dankie vir almal wat bydraes gelewer het. Of dit nou kommentaar was vir julle wat die thanks opsie en die rooi getrek het. Andrei het vir ons 'n geldjie gegee om ons op vakansie te stuur. Baie dankie Andrei. Dankie ook vir ons borg wat ons glase vol gehou die hele jaar lank. Dis kultuurcafe.com. Hulle borg ons bierbekers en ons bier vir net nog eenetjie. Vir die van julle wat saam luister en die kyk net dit sê los my volk en bier, los my bier en volk. Los my bier en vakansie. Ja. Dit is nou so, maar voordat ons al hopelik nou nie sonsondergang verdwyn. Eers alles wat hierdie jaar gebeur het en dit was baie. Ja, Dit was baie. maar goed. Op Net nog 'n lang eenetjie. jaar en 'n kort vakansie. Op 'n lang jaar en 'n kort vakansie. Ja, ons gaan nou 'n bietjie soos ek gesê het gesels oor wat die afgelope jaar gebeur het. Dit is 'n redelike mondvol. So om dit dan nou so kortliks te probeer saamvat. Ons het sommer in Januarie al was die voet vinnig op die pedaal en dit was die onteieningswet. Daar is aangekondig dat president Ramaphosa dit onderteken het. Ons het toe wel later uitgevind hy het al Desember verlede jaar gedoen. So hash stil dingetjie gewees. Maar nietemin is nou daar toe was dit natuurlik Donald Trump en daar het hy ons begin Trump oploop. En die Trump-kaarte het die res van die jaar gevlieg en dit was natuurlik ook die begroting en wel verskeie weergawe van die begroting, 'n groot oomblik vir die regering van nasionale eenheid en dit was natuurlik oor die DA wat dan ook 'n bietjie toe nou wel nog 'n bietjie ruggraat gehad het en gesê het hoorie maar hierdie BTW gaan nie gebeur nie, so hulle was bietjie BTW terug en toe het ons later in April was dit Trump wat dan die tariewe aangekondig het en basically getramp het vir die res van die jaar. Ja, dit was April was Freedom Day. Toe al die tariewe Was die aangekondig. tariewe aangekondig en toe die ligte afgesit. Toe sit Joanne dim the lights in Mei, was dit ramp versus Trump in die Withuis. Toe het ons nou Ek het nog steeds PTSD oor daai. ek self vermoed hy slaap ook met die ligte aan deesdae. Toe Junie was dit regterlike aksies se sektorkodes is toe uitgegee. En toe in Julie net ons bietjie begin herstel toe het generaal Mkonazi met sy manne met gunne vir ons aangekondig. Luister. Hier is dit nou, die polisie is eintlik reeds op meeste misdaadtonele voor die misdaad gebeur. En dan So effektief. ja, en in September toe is dit kyk eers in Februarie was die solidariteit-beweging die eerste keer oor Amerika toe waar hulle toe nou gegaan het verraad en teruggekom het onder klagtes van verraad. En toe weer in September die tweede keer, maar dis ook die tyd waar Trump toe spesifiek, as ek reg onthou, Suid-Afrika uitgesonder het weer met tariewe. Ja, hy het ons graag uitgesonder en steeds was uiteindelik net. Toe sit ons tuisbode met ons die nasionale dialoog gehad. Die ANC dialoog. Ja, die eerste nasionale konvensie wat byeengeroep is wat geboikot is deur baie partye, instellings, organisasies, ook die Stigters. die stigters wat wie se plan dit was. Toe gebeur die brief van die 44
November. regte Afrikaners. Ja. Ja. Daai wat Charlies van gepraat het. Die oop brief. Terselfdertyd het ons die G20 in Suid-Afrika gehad, pragtige beraad wat ons aangebied het. Ons het die solidariteit banier, die groot lang oranje laken wat nie langs die pad gewapper het nie. Panieruur. Ja, sê dit is ons nie by die einde van die jaar nie. Donald Trump tweet weer en hy ontnooi ons van die G20 volgende jaar. Hy maak die webwerf skoon van alles wat hierdie jaar by ons G20 gebeur het en hy sê die beste is nog op pad. Hy herhaal ook weer die beweringe oor die volksmoord teen Afrikaners. Maak nie saak wat ons hier op tuisbodem sê nie. Marco Rubio skryf 'n brief wat hy verduidelik wat die Trump-administrasie dink eerder as wat die meneer Trump tweet. Ja, wat belangrik is. Ja, en dan op 'n hoogtepunt is die eerste sooi van Akademia se kampus in Pretoria gespit. Ja, in November ook gewees. Lekker. Ja. En nou is ons in Desember met vakansie. Kans los. Niks anders gaan gebeur. Julle onthou, so. verlede jaar Desember is Bella geteken. Ja, ek weet. Sonder dat ons geweet het is die onteieningswet geteken, so ek hou my hart vas vir wat hierdie Desember. Ons hoop maar dit gebeur agter die skerms en ons vind eers Januarie uit. Ja, so as jy daai so daarom net 'n luister, ruskans kry. dis 'n rowwe jaar. Ons het erns het Kreur ook nog getrek. As jy Ja, 'n replika van Kreur. ja, ons het Afrikaans 100 Afrikaans gevier, 100, Genootskap van Regte Afrikaners 150. 150. So dis 'n baie groot jaar in verskeie aspekte. Met 'n lekker Afrikaner tema. Met 'n Afrikaner tema. As die temas moet vasvat, dan is die ding wat terug is vanjaar weens goed of sleg is Afrikaners is op die verhoog. Goed wat in die brief aangeraak is, so en hy was nogal so 'n lekker tema. So goed, maar dit was dan eintlik ook die jaar van Trump in Suid-Afrika. So ons was eintlik redelik onmiddellik in Trump se vizier, sommer vroeg in die jaar. Daar was die eerste aankondigings gewees wat gesê het dinge, hy het ons gereeld gesê dinge gaan nie goed daar in Suid-Afrika nie en dit is gevolg deur die aankondiging van die handelstariewe en daar's befondsing gesny en 'n klomp van daai goed het gebeur en soos ons gemeet toe begin daar die hele diplomatieke prosesse en rampie wat toe nou in die Withuis was en die ligte wat afgesit is en al die goeders. Kom maar, jy moet eers 'n tree teruggee want hierdie het 'n hele lang aanloop gehad. So ons het byvoorbeeld ons ambassadeur in die VSA So weg. is hierdie trekpas gekry. Abraham Rasool is uitgeskop. Ons het nie gaan onderhandel vir tariewe nie, want ons was, ek weet nie, in 'n gesig gevat omdat ons ambassadeur uitgeskop is. So waar begin Trump se hele ding met Suid-Afrika en teenoor ook Afrikaners? Waartoe vat ons dit terug? Die Trump ding is Trump is net die nuutste. Maar die Suid-Afrika en Amerika grom al vir regtig lank vir mekaar. Maar die sneller vir vanjaar vermoed ek is toe Cyril die onteieningswet geteken het. En want onthou dit het internasionaal oorgekom. Luister, Suid-Afrika teken 'n wet wat onteenings sonder vergoeding moontlik maak. En dis toe basies toe Trump besluit maar, alright, hier gaan ons. Afrikaners is vir hom nuttig dink ek. Ek dink hy voel oor plaasmoord en so voort, maar hy gebruik ons meer as 'n instrument om die ANC mee beet te kry. Spesifiek weens die feit dat 'n minderheid in 'n land teen wie gediskrimineer word en die ANC met Israel as parallelle te trek, hoe die ANC Israel beskuldig van dit met Palestynë doen, so uit gaan soek vir 'n minderheid in die land teen wie gediskrimineer word om 'n bietjie uit te wys maar julle vee gerieflik aan Gaza aan julle eie stoep is glad nie skoon nie. So dis meer hoekom daai gebeur het. Daarna wel het die regering met hulle geweldige onvermoë die krisis net vererger. Ons het basies aanhou petrol gooi op die vuur. En dan as jy dink jy's klaar, dan kom Rasool in en gooi nog bietjie op. En dan gaan jy Withuis toe, dan kom jy terug in. Maar ek het nou uitgevind dis wonderlik as jy ANC minister is of jy hoef nooit met die werklikheid te deel nie. Jy sê nie dit was nie so nie. Want jy het gehad na die Withuis besoek wat hulle gaan nee, dit was 'n groot sukses. Okay, het ons dieselfde ding gekyk. Ja. Nou jy weer met die Hulle sal net sê julle het nie gesien nie want die ligte was toe af. Dit was donker, maar jy kon Ons het baie goed gesien. maar dan het hulle by die G20 weer gesien, wel veral voor die G20. Kom nou net by, so luister, dis die mees rasgereguleerde land in die wêreld. Sê waar nie? As jy raswette nie. Soos is, hè? Niks. Nie 'n enkele raswet in die land nie. Opgevolg deur
Groot sukses G20. Geen probleem nie. Word ontnooi van Amerika af, sê jy kan ons nie ontnooi nie. Word opgevolg deur. Nee, ons het gekies om nie te gaan volgende jaar nie. Ja, nee, dit was vir my ook. is baie Ek dink besig. dit was vir my net die absolute kers op die koek. Hoe jy toe nou net hierso toe dit nou gebeur so half nou nonchalant daaroor probeer wees en sê, ag, weet jy, ons het eintlik gedink kom ons vat maar 'n bietjie breekie, van dinge rustig, jy weet, ons het hierdie jaar so groot verskil gemaak Maar wêreldwyd. Kom ons dit word uit verskeie kringe beskryf as dis die moral high ground. So dit help my nie Suid-Afrika gooi 'n tantrum omdat hy nou uit die G20 geontnooi is nie. So ons is eintlik net besig om ware staatsmense te wees en ons gaan onsself nie tot op daai vlak laat daal. Ek dink jy het meer besef eintlik ook, soos wat doen ek hier? Waaroor staan G20? En wat doen ek hier? So ek dink dit was 'n bietjie van 'n wake-up call. Ek dink iets wat ook Vir wie? nee, wel nee. Hierdie Wel, soort as jy iemand gaan wakker maak, hopelik, wel dit moet nog gebeur. Ons sal maar weer in Januarie probeer. Maar ek dink wat baie ook gebeur het is net die hele internasionale sentiment rondom Suid-Afrika het baie verander as gevolg van Trump uiteraard, maar net omdat ons so in die soeklig was, baie ons geplaas het en die uitsprake wat hy gemaak het en daar is toe nou uiteraard was daar sien maar baie oorseese media wat dan nou juist hiernatoe gekom het om te kyk, okay, maar kan ons Trump verkeerd bewys op sy social goedjies wat hy gesê het, of is dit die waarheid? En ek dink dit ons het absoluut meer en dan nou nog G20. So hierdie was regtig die jaar dink ek wat eintlik Suid-Afrika die land in die wêreld amper was wat die meeste musieklig was. Ons was in die Kaaplig, ja. Ja, maar vir geen goeie rede, regtig. Ons het 'n mooi G20 beraad aangebied. Ons het aangegaan met ons Palestina hofsaak, ons Ons is probeer vrede maak in die wêreld, maar ek dink dit is wat jy nou nog gesê het, ons eie stoep. Ja. Bitterstowwerig. Ons Ek het dink ook ons het op gewys. ons het ook 'n veldslag in die DRK gaan verloor teen rebelle. Dit was verskriklik. Dit was ook hierdie jaar. En ons is daar vasgesit. Ja. So nee, ons wat nie G20 toe gaan nie en sê dis staatsman is 'n soortgelyk aan 'n graad 8 dat nie matriekafskeid toegenooi word nie en dan gaan wel. Dis morele hoog genoem dat ek nou nie opdaag nie. Kyk hoe eerbaar Hier is. is nie jou party nie. Ja, ja. Okay. Dis net jy hoor eintlik moes ons nie meer daar wees en ons het so 'n bietjie dit vergeet, maar ons kan aanhou gaan. Dit is eintlik nogal oulik hoe dit geskuif het. Jy kan sien aanvanklik was dit nee, kyk, Trump hulle kruip terug ensovoorts. Nou sit al by ons is 'n stigterslid. Jy kan ons nie ontnooi nie en dan kom Rubio met 'n brief wat ons nou moet deurpraat wat uitdruklik sê hoekom ons nie genooi word nie. En dit is dodelik. Dat hoekom Poland eerder moet kom. En ons antwoord is net ja, julle moet maar niks oor ons binnelandse beleid sê nie. Ons is stigterslid. Julle kan ons nie nooi nie. En toe sê hulle nie ons kan. En daar het tot opgevolg deur. Wel dan mis ons ja. Gaan ek ja, van se breek, fokus op Dan maak ons 'n bietjie terug. alles in die wêreld vrede. Waaroor ek wonder is wat gaan ons sogenaamde vriende se reaksie wees volgende jaar? Daar gaan weer 'n G20 wees, daar gaan weer 'n beraad wees, daar die hele jaar is daar vergaderings. Die Sherpas wat bymekaar kom. Gaan ons kan staat maak op ons vriende, ons bondgenote se lojaliteit en se ondersteuning terwyl hulle die FSA gaan probeer gelukkig hou, of gaan ons uiteindelik soos ons vinger alleen staan? Saam as my sondvriende. Ja, ek wil sê land het nie vriende, hulle het belange. En dit beteken nee, ons gaan alleen. Ons gaan man alleen hier sit met 'n hoetjie op en blaasrol by die huis met hom. Nee, ons geniet hierdie partytjie. Maar okay, so kom ons as ons die jaar nou vat. Ek dink die een tema wat uitkom is Afrikaner, maar daar's 3 wel Trump en dis maar die storie van die jaar. Daar's deurlopend goeters. So as jy nou moet kies, Christel, watter een is vir jou die belangrikste of die grootste storie van die jaar? Wat het gebeur? Vir my as 'n Afrikaner, Afrikaanse mens, as 'n Suid-Afrikaner, was dit 'n bewustheid gewees van wie ek is en wie ek mag wees. So ek dink omdat dit so die hele tyd op die wêreld verhoog was en jy eintlik nie 'n ander keuse gehad het as om 'n besluit te neem oor wie jy is, waar jy hoort, wat jy mag sê, wat jy mag voel, hoe jy mag dink, ondanks ongelooflike kritiek, ongelooflike lelike kommentaar. Mense wat lelike goed sê. So vir my was die deurlopende tema dat gewone mense soos ek moes besluit waar ons is. En dit was moeilik geweest want ons is die hele tyd as 'n stok gebruik om
die ANC by te kom in Suid-Afrika, dit beteken dit het ons landgenote die moerin gemaak. Jy weet, almal was 'n bietjie kwaad vir ons en nou moet jy besluit, is hierdie die moeite werd? So vir my was die hele Trump Suid-Afrika Afrikaner tema van jy gaan nou moet besluit waar jy hier staan. Kyk, ek wil nêrens heen gaan nie, so ek gaan 'n plek moet vind hier. En ek dink hierdie reeks gebeure oor 'n jaar het vir iemand soos ek belangrik geweest om te besluit hier is wat ek waar ek wil wees en ek mag wees en dit is hoe ek dit gaan doen ondanks al die geraas daar rondom. Ek maak so die hele Trump en Afrikaner spesifiek wat jou gaan herdefinieer het. En kyk, ons is nou nie kalklig. Nico, as jy nou met een storie vat uit die jaar uit. Nee, hierdie was definitief die groot tema van die jaar en dit soos hy dit reg genoem het en toe die brief nou nog ook kom en mense wat mense voorheen gedink het wil nie as Afrikaners identifiseer of in daai kringe beweeg nie, het sommer dadelik uitgekom en gesê ons is Afrikaners en toe nou al hierdie punte gesê nie in ons naam moet hierdie goed gebeur nie. So ek dink dit het opnuut in 'n jaar wat Afrikaans ook 100 geword het en goed, het dit baie goeters rondom identiteit en waarmee jy identifiseer en waar jy voel jy inpas in hierdie land en die bydrae wat jy kan lewer, het dit hierdie hele ding oopgemaak en weer eens, soos ons nou gesê het, dit was Trump SA en nou sit Trump en die Afrikaner. Trump het die Afrikaner saam met Suid-Afrika in die soeklig geplaas omdat hy soos ons gesê het, ons as half as hierdie stok gebruik het om die ANC by te kom. Hy het dan nou vriende daar, so met wie hy golf speel en goed en so. Ons het duidelik hierdie hele Goed, maar ek kan hom op om ons as 'n golfstok te gebruik. Ja, nee, hy het 'n golfstok gebruik. Wel, golf is 'n gunsteling goed. So Ja, maar die Afrikaners ook. Ek is nou oor die golfstokke. Wat het vir jou uitgestaan? Ek dink julle vat dit saam. As ek wat vanjaar kyk, as baie stories tussenin, daar's so twee goeters wat deurkom. Is die een is Suid-Afrika het so 'n bietjie onder die radar vir lank weggekom. Met die reënboognasie, met die reënbooggieters wat hulle het, wat is kyk, alles gaan goed. Ons het onthou dat vir die wêreld was dit was Mandela, twin beeld van versoening. Ja, Mandela versoening, reënboog, sokker en weg. En toe skielik toe kom hulle uit met bagga. Dit was 'n bietjie springbokke, so tussen elke nou na die springbok en dan sit hoekom is die krag af? En die krag nog steeds af. Dan kyk hulle die moordsyfer gaan nee, hulle tel verkeerd. En werkloosheid is nee, dit kan nie wees. So vir die wêreld was Suid-Afrika 'n sleeper geweest. En Trump se kalklig met die goed en die slegte aan, het dit vir die ANC net onmoontlik gemaak om weg te kruip. Ja. Hulle kan nie meer internasionaal wegkruip nie. Die goed wat hulle hier doen is nou op internasionale verhoog. En ek dink dit gaan op die langer termyn goed wees. Is nie nou lekker nie. Wat nie so lekker is die feit dat hy Afrikaners gebruik om te doen, maar aan die ander kant, ons is heeltemal terug by daai kulturele identiteit. En dis een wat eintlik nog nooit weggegaan het nie. Mense is nie so gemaklik met wit wees noodwendig of met swart wees nie, maar hulle is gemaklik met ek se Khoza, ek se Zulu, ek se Afrikaner. En Suid-Afrika kan op daai vlak baie beter werk. So Trump, maar dis iets wat die meeste van ons in gemeen het, né? Is ons identifiseer. As jy vir mense 5 beginsels vra wat vir hulle belangrik is, gaan jy nie iemand se ras sommer se ras kan sien. Dit is almal glo eintlik maar dieselfde ding. Maar dis die ding. So die feit dat Trump nie wit gesê het nie. Hy verwys spesifiek na 'n kultuurgroep. Hy het 'n paar impakte. Die een is dit outomaties breek die ANC se hele storie van Suid-Afrika af. Dis nie meer wit sleg, swart goed, bruin en neer maak nie saak nie. Dit is nou kultuurgroepe. En nou is dit moeilik. Nou moet die buitewêreld gaan probeer verstaan, maar hang aan af. Wit mense is nie almal Afrikaners nie, daar's ander wit mense en hulle is ongelukkig. En dan met hoe werk dit dan nou en hoe gaan dit deurpas? So daai het vir ons as gemeenskap regtig nogal ons gaan herdefinieer, ons het die grense om kultuur gaan trek tot so 'n mate dat selfs mense wat bedank het as Afrikaners nou nog steeds een moet wees. Hulle kan nie wegkom nie, die res van die wêreld sien hulle so. En dis daai feit kon hè. Is daai feit. Ja. Dank het as. Nee, dit is absoluut. Nee, daar het verskeie mense bedank as Afrikaners en hulle is terug. In elk geval. So daar welkom terug aan almal van hulle. Welkom terug. Ja, Aldi, ons sal by die HR kyk. Ek gaan voor dit begin by jy moet stap in en dan kry jy 'n melktert en dan met jou naam en 'n briefie. En 'n briefie. Maar okay, dis belangrik dat daai grense is weer getrek. Dis reg, ons as Afrikaners is terug as 'n identiteit en is 'n logiese identiteit. Mense is gemaklik in hom. Wat dit ook gedoen het en die vlugteling ding het twee goed reg gekry. Die een is ek dink mense van ons is inherent weet ons is nou nie ons is nie Gaza vlugtelinge. Jy sien dit nie, maar jy het gaan dink oor maar wat gebeur met my actually hierso?
En 2 is jy moes gaan kies of jy nou aansoek doen of nie. En die meerderheid het tot die gevolgtrekking gekom, nee, Suid-Afrika boelie my. Suid-Afrika, die regering boelie my, knyp my, en is nie nice met my nie, is nie mooi, en ek het rede om kwaad te wees weens die goed wat hier gebeur. Ja, daai hele ding om dit nie te normaliseer nie. En te sê, verstaan, soos ek dink dit is wat gebeur wat so frustrerend is, en die volgende tema om hierdie hele ding is eintlik dan Afrikaner waar dit eintlik nou weer 'n bietjie so ons is terug in die soeklig en goed, maar dit het nou weer 'n bietjie goed laat ontstaan in binne die groep oor okay, maar wat is Afrikaner? Wie mag namens Afrikaners praat? En 'n klomp van hierdie goed het gebeur. Maar ek dink wat vir my belangrik is, soos baie van die ander goeders is baie apologeties en wil net nog steeds jammer sê en 'n klomp van daai goeders waar vir my as jy dit beteken nie jy moet uitvoering wees met realiteit nie. Soos dit is nie okay hoeveel mense vermoor word in hierdie land nie. So en ek sê mense, ek praat nie van spesifiek hoeveel mense, die moordsyfer in hierdie land is nie okay nie. Ek meen dit is gelyk aan oorlogsvlakke. Ja. Maar verstaan, nou as jy dit nou uit 'n Afrikaner, as jy nou as Afrikaner identifiseer en jy wil dit nou sê, dan is dit nie reg nie, want dan verwys jy nou na net aan wit mense. Nee, dit is nie okay dat soveel mense vermoor word nie. En uiteraard as daar iets aan die misdaad prentjie gedoen sou word, gaan dit almal baat. Dit is nie Ek dink ten dis koste van 'n een van sekere die groep nie. kwessies wat nog nie opgelos is nie. Ons gaan nou kom by Afrikaner, maar dis een van daai goed is jy kan nie kla nie omdat dit erger gaan Ja, met iemand ander anders. mense. So jy praat oor die moordsyfer, maar as jy nou bevolkingsgetalle kyk, dan kom ons weer terug by bevolkingsgetalle en raswette wat nie bestaan nie, dan sou die argument wees maar in 'n ander bevolkingsgroep is dit erger. So eintlik moet jy stil bly. Nee, jy gaan nie in die holies afgemaai word nie. Dis ook 'n toondoofheid. Ja, nee, absoluut. Jy weet aan so 'n opmerking. 'n steekie in die kaassteegie. Ja, maar daai hele kwessie is nog nie opgelos van solank dit nie met ons almal sleg gaan nie. Mag ons waarskynlik nie kla. Moet jy eintlik nie kla nie. Maar dis die ding, is daai besef wat sê nee, jy hoef nie rustig terug te sit en te kyk hoe jou kinders nie werk kry nie of jou kinders nie span kry nie of hierdie ouens aanhou met wat hulle regstelling doen, maar niks van dit is meer regstelling, dit is net steel. Dit is niks, alles dis 'n verskoning om te steel. En ons is sul gemaak deur skuldgevoelens tot dusver. As jy as jy nou praat dan, maar kyk hoe goed gaan dit met jou. Maar dis 'n mal argument om te gaan wel, alright. Net omdat die onderdrukking nie werk nie, mag jy nie kla oor die pogings nie. Is nie hoe dit werk nie. En as jy daai wil regtig toepas, dan mag niemand behalwe dalk 1 of 2 ouens by 'n robot actually kla oor wat in Suid-Afrika aangaan nie, want vir die res gaan dit nog beter as met daai ou. En jy kan nie daai redenasie toepas nie. Dis 'n baie spesifieke dubbele standaard wat net op Afrikaners toegepas word. So eerstens dink ek het die besef gekom dat weet jy, hier's 'n klomp goed wat nie reg is nie en ons is heeltemal by regte en binne magte om daaroor te praat en dit op die naam te noem, dit diskrimineer in ons as kultuurgemeenskap, want dit doen. Bella is, hulle het nou in die parlement, ons het gesê, nee, ons jaag gesproke op, sê hulle uitdruklik, nee, hulle gaan Afrikaanse model C skole tuikenis. Dis wat hulle gaan doen, dit is die plan. En ons weet dit, want hulle het dit geskryf, hulle het dit neergeskryf, en as mense hulle goed lees en hulle glo, dan skokkend genoeg is jy redelik reg met wat hulle gaan doen. Stop net gou daar, jy praat van Bella by die onteieningswet, hy gaan nie nou beter, so mense se argument van daar is nie onteiening sonder vergoeding in Suid-Afrika nie, is dan tegnies akkuraat, want Cyril Ramaphosa het nog gesê, maar dit moet terugverwys word, want dit gaan waarskynlik nie die toets van grondwetlikheid slaag nie. Beteken nie daai ding is nie geteken en deurgevoer nie. Ja, maar die onteieningswet het nie eiendomsreg meer kwesbaar gemaak. Eiendomsreg is nog altyd kwesbaar. Bedoelende is die grondwet is nie great wat eiendomsreg betref nie. Mense is onder die illusie. So hierdie wet wat dit wel gedoen het, en dit is die ding is, die wet self is nie naaste my so belangrik soos wat gesê word oor die wet deur die ANC nie. En Mashatile en daar is van die ANC sê uitdruklik, ons grondeiendom sonder vergoeding. Dis wat ons wil doen. Dis wat ons hier wil doen. Is ons wil kommunisme basies vestig, ons gaan land vat en ons gaan grond vat by mense wat nie moet nie. Maar alright, terug by Afrikaner tipe ding. So dis die een ding, die ander een is jy moes kies of jy bly of vlug. En die meerderheid mense het gegaan, wel ek kan 'n aansoek doen, ek kan hierdie goeders doen, maar uiteindelik gaan ek hier bly, maar dit vat nie en dit is wat belangrik is. Daar word nou gesê julle bly hier want dit is so lekker. Nee. Ons bly hier want dit is ons plek, as iets anders. Ja. Ons bly nie hier wat dit is, dit word gesien as kyk, hoe kan julle sê daar word teen julle onderdruk, julle daar gekies om te bly. Daar's 'n moerse verskil. Daar's Palestynë wat in Gaza bly ten spyte van die feit dat hulle huise ontplof. Daar's Oekraïense burgers wat
oorlog gaan voer. Hier is ons plek. Ons is al 300 plus jaar hier, so ons bly hier want dis waar ons hoort. Dis ons plek. Dit beteken nie ons is gelukkig met alles wat aangaan nie. Beteken dit kon nie dat jy moet assimileer in die groter prentjie, dat jy daai identiteit wat dit voel vir mense net weer gevind het moet eintlik opgee of agtertoe skuif sodat jy niemand in hierdie land vies maak nie. Ja, laat Want dit dit- konfronteer voel. Dis net wat jy praat van die Afrikaner en Afrikaner is een van die temas gewees. Daar's nou weer, wel daar's eintlik maar altyd, maar daar's wrywing tussen een Afrikaner en 'n ander Afrikaner oor hoe ons moet wees in hierdie land. So jy weet daar's mense wat sê daar is nie raswette nie, dit is regstelling. Ja. Tot jy met kom by kry jou kind 'n plek in 'n sportspan. Nou kyk as jy mense se kinders begin vat, dan kyk hulle anders na is iets regstelling of raswette. So dis daai wrywing tussen wie moet die prys betaal vir jou beginsel. So jy sê as hierdie deel van die Afrikaner, maar jy weet ons moet regstel en ek sit aan hierdie kant en ek wil my kind in 'n sportspan hê. Maar hy kan nie want Dis raswette, daar's raswette. in kort. So ek weet dan is daar dan sal hierdie botsing tussen hoe gaan ons vorentoe? Ek dink dis die laaste deel van die interne Afrikaner debat is en vir my persoonlik het 'n paar goed uitgekom, maar die een is feitelik al ons meningsvormers is in die 80's vasgehaak. Dood eerlik. Buite die beweging in besonder het vasgehaak by die MPKP gevegte. Ek het vir interessantheid na die brief van die 44 toe gaan ek in ons nuuskantoor in met 'n klomp van die kommunikasiedames. En ek sê vir hulle, "Jog, ek dink hierdie ouens is net besig om die NPKP gevegte te veg." En hulle antwoord was, "Wat's die KP?" Die arme kopie dra in hulle graf. Hulle het geen idee wat dit was. Hulle weet nie, maar as jy vir hulle vra wat gaan ons sê hulle werklikheid is nie maar op universiteit kon nie HK staan nie want daar was net helfte van dit was toegeken aan mense, Afrikaanse mense. Die res moes swart wees. So daar's mense in met 15 stemme uit 250, maar hulle moes. Dis die werklikheid wat hulle beleef en dis die nuwe Afrikaner. En dit beteken die bestaande establishment is oud en moeg. Is en dit nie meer is fit hulle vir purpose vasgehaak in die 80's omdat hulle argumente opgeraak het oor wat die werklikheid is. Dis as en dat jy- hulle dit eintlik nie meer kan verdedig nie. Dis die punt, is die oomblik wat jy dit regstelling noem eerder as raswette, dan regtig, dan is jy's net besig om jy moet nou die werklikheid ontken ten einde dit. En dit kom neer op jy het alles gewet op hierdie perd. Wel, kom ons jy het alles gewet op hierdie buffel. Al jou geld op hom gesit. Ja, het. Hail Mary New gegooi. Dawn. En toe wraggies kan jy glo, toe hy nog steeds 'n ANC lid. En nou sit jy met 'n krisis, want as hierdie nie uitwerk nie, wat dan? Cool, maar dis nie besig om uit te werk nie. Nee, dit is nie, maar dit was voorspelbaar dat dit nie gaan uitwerk nie, want dit bly die ANC. Ja. Vir as jy vanaf die solidariteit beweging kyk, dan het jy gegaan, alright, dit gaan nie uitwerk nie. Dit sal nice wees as dit uitwerk en ons obviously hoop dit doen, Maar ons kan nie bargain daarop nie. maar ons gaan reken op dat die ANC gaan wees en dat hulle actually goed wat hulle glo en skryf gaan doen. En hulle sal dit doen. Moenie bekommer nie, hy doen presies dit. En dan beteken dit jy moet gaan okay, maar nou moet ons dit self doen. Dan moet ons self die goeders bou wat ons wil en dit in plek sit. As jy alles by buffel geweet het, dan is jy diep teleurgestel. Nou, en dan stort jou wêreld in duie met wat gaan aan. En dis in die eintlike debat, die Afrikaner debat is 'n deel wat besef het, luister, hierdie land werk nie. Ons gaan hom maak werk ten spyte van die regering. Ons gaan self die goeders doen wat ons wil sien. Ek gaan sê jong, julle moet eintlik maar bietjie terugsit en so bietjie die onderdrukking vat want julle was dan baie lelik in die 80's. Wat sekerlik dit was korrek, daar was horrible goed in die verlede, maar dis 30 jaar terug. Daar's kinders van 20 is wat nog nooit iets anders as beerdkrag in die ANC geken het nie. Dit was hulle wêreld. Jy praat van die Afrikaner en Afrikaner, maar ek dink as Suid-Afrikaners moet ons nooit onderskat dat die meeste Suid-Afrikaners ook 'n beter Ja. Suid-Afrika wil hê nie. Dis nie 'n Afrikaner ding. Maar dis die ding, so deur as Afrikaners jou toekoms te bou jy 'n beter Suid-Afrika want ons gaan nêrens heen nie. Daar's nêrens in die beweging enige in Afrikanerdom regte groot aptyd vir nee ons gaan vlug in massas, ons gaan waai nie. Daar het 'n besef gekom dat luister ons is al lank hier en ons gaan nie waai nie. Ons gaan maar hier bly. Maar dis 'n goeie ding Connie, want jy weet daai wat hulle in Engels sê van 'n rising tide, Yes, rises lifts all all ships. boats, ja. Dit is hoe dit versprei. Ja. Soos wat jy weet as akademia se sooi gespit word en oor 2 jaar staan daar dit versprei, dit het 'n rimpel-uitwerking. En so het al daai goed, dit gebeur nie in silo's nie. Nee, presies dit. So dis die ding is wat as mens nou die mooi siklusie vat van ons begin in Februarie is ons vlugtlinge gemaak
en ons is aangeklaf van verraad en ons gesê ons doen volksmoord alles. En nou November is die Soispit. So net dit is ons die eerste bakstene begin bou van die universiteit. En dis al Afrikaners se antwoord op hierdie krisis. Is weet julle wat, ons gaan nêrens inteendeel. Ons belê, ons bou, ons bly. Ons bou om te bly. Ja, want daai is die universiteit wat ek gaan bywoon nie, maar dis die universiteit waar my kinders gaan bywoon en dis 'n belegging in Suid-Afrika se toekoms. Ek glo in hierdie land. As jy glo ons is deel van die land en dat ons nie gaste is nie. En dis die belangrike deel. As jy vasglo ons is gaste en ons is afhanklik van die meerderheid se goedkeuring, dan moet jy assimileer, want dan sê jy moet net maar doen wat as jy by iemand gaan kuier, dan kan jy nie doen wat jy wil nie. Jy moet doen wat hulle wil, jy moet hulle maniere nakom. As jy daai verwerp wat ek ten sterkste insuliseer, niemand gaan vir my sê toestemming gee om in die land van my geboorte waar 13 geslagte is, dat ek hier mag bly nie. Dit gaan nie so werk nie. Ek bly hier en ek bly hier op my terme. En my terme is ek het sekere goed nodig om suksesvol hier te bly. As julle dit nie vir my gaan gee nie, as julle dit my nie gun nie, dan gaan ek dit net doen. Dis soos die basiese tiener wat ek gaan in my kamer goed ophang wat ek wil. Verstaan van mooi verf as ek wil. Ek gaan nie goed doen wat ek wil in my kamer. Dit beteken nie ek is nie deel van die huis nie. Beteken ek soek sekere goeders en as jy dit nie vir my gaan gee nie, dan gaan ek dit in elk geval doen. Dan gaan ek dalk 2 kamers vat of 'n bietjie meer moet doen. En so voort. En as ek klaar is, gaan jy bly like ek het dit gedoen. Is presies dit. Exactly. So dis die debat in Afrikaans kring. Ek dink daai debat het gesettel op jy die een kant wat gaan ons deel met die werklikheid van die laaste 30 jaar wat status wat inplo, wat regerings wat steel en wat teen ons regeer, wat aktief wetgewing teen ons mense insit, wat probeer ons uitknikker, wat probeer ons knyp. En die ander kant wat gaan die NPKP is nog aan die gang. Dis die som totaal van daar is basies luister hier. Moet jy nie maar so 'n bietjie stil bly en dit vat nie. En ek kan vir jou sê die jonger Afrikaners gaan dit nie doen nie. Daar is net geen manier nie. Ek is al deel van 'n geslag wat nee, ons is nie lus hiervoor nie. Ons is regtig nie lus vir rustig stil sit en nou maar bietjie geboelie word nie. Daai tyd is verby. En dit het Trump ook oopgeruk deur die kalklig te skyn is jy kan nie verduidelik nie en dit is laaste ding dit is Rubio se brief is baie belangrik daar. Daar is hierdie idee wat regtig nogal gebore is uit 'n geweldige onkunde van politiek. So as iemand wat byvoorbeeld in politiek doseer of 'n kommentator is hierdie lewer moet jy weet hulle weet absoluut niks van die veld waarna hulle spesialiseer nie. Dat Donald Trump deur een of twee individue wat met hom in sy oor fluister gedraai word om Amerika se buitelandse beleid teenoor 'n sekere land te kan handhaaf. Daar's 'n hele departement. Hy's nie 'n koning nie. Hy kan nie op sy eie beweeg nie. Hulle weet presies wat hier aangaan. Trump weet hier's nie 'n volksmoord nie. Hy's nie stupid nie. Hy weet hier's nie een nie. Wat hy wel weet is Suid-Afrika doen geweldig baie onderdrukking van hulle minderhede deur ekonomiese uitsluiting, deur ander rasse wetgewing. En hy probeer dit op sy hiperboliese manier aan die kaak stel. Rubio se brief sê hoekom is Suid-Afrika nie genooi G20 toe nie. En dis dodelik. Dit haal elke rasbeleid aan. Sê uitdruklik, jy het die kans gehad om ekonomie te laat groei, jy het instellings gehad, jy het alles gehad. Jy het gekies om weens rasgriewe eerder 'n beleid van herverdeling en vernietiging te volg. En jy het die land op sy knieë gebring. Poland was onder kommunisme en Pole was onder kommunisme en hulle het vrye markte en ekonomiese groei gekies en daarom is hulle by hulle verby. Julle word nie genooi nie want die G20 gaan oor ekonomiese welvaart en voortvarendheid en julle het in 30 jaar julle ekonomie vernietig. Julle het agteruit gegaan. Julle weet nie om ekonomies te groei nie. Wat die hel soek julle by 'n forum vir ekonomiese groei? Basies, aan kort. Dis agter al die beleid van Amerika is ons julle entertain weens die reënboog. Julle is nie meer ons bondgenoot nie. Internasionaal het julle elke muis van land gaan aanhang. Julle is teen ons. Julle is op geleende tyd op meeste internasionale goed want julle regeer besonder swak. Julle land gaan agteruit. Julle doen nie wat julle moet in julle land nie. Julle steel en nou is julle vies. En julle boelie julle minderhede aan kort. Julle is lankal verby enigiets wat regstelling kan wees. Julle is nou by rasisme en diskriminasie. En dis dat actually agter dit lê. Want kan jy glo state beweeg nie sonder 'n hele departement wat almal op verskillende redes doen nie. Daar's 'n rede hoekom die Democrats ook teen Suid-Afrika begin optree. Trump is net bietjie minder diplomaties. Ons kan nie daarvan beskuldig nie. Maar moenie en wat belangrik is van Rubio se brief, as mense hom kan gaan lees, om dis duidelik, dit gaan hulle diskrimineer teen minderhede, hulle sluit ekonomies uit. Julle het hierdie goeders aangestel, julle het hierdie gedoen, julle bedreig eiendomsreg. Julle kry nie wet en orde onder beheer nie. Julle ekonomie is pap en het niks gegroei ensovoorts nie. Daai brief sê vir jou Trump is dalk openlik oor dit, maar ek kan vir jou sê die hele Europa
dink presies dieselfde. En dit beteken ons gaan mooi handskit foto's neem, dalk 'n kraaltjie koop vir kameelperd en niks belê nie, want toe kom sal ons julle help. En dit beteken ons hulle gaan neersit. Ek dink eers daar gaan 'n leesstoel wees of 'n kraansie vir ons by die hulle gaan letterlik net aangaan by die volgende fees want 'n kersie en 'n kameelperd. kersie met 'n kameelperd vir wish you were here. Hulle gaan vriendelik wees. Daai is hoe die westerse wêreld Suid-Afrika toenemend sien. En in daai konteks is Afrikaners skielik baie kosbaar as een van die min westerse wat ons met ons wêreldbeskouing, westerse wêreldbeskouings in hierdie land. Want Suid-Afrika is belangrik nog internasionaal soos op 'n sekere punt, maar daai sê vir jou hierdie idee dat as iemand as Trump net meter het, hy weet presies wat hier aangaan. Sy hele staatsdepartement weet presies wat hier aangaan. Hulle het Suid-Afrika uitgevang en dis hoekom die ANC skielik nie in daai debat wil betrokke raak nie, want hulle kan nie hoe stry jy met daai. Jy doen al hierdie goed. Dis alles waar. Ja. En dis die basis is as hulle nie gaan afstand doen nie, dan gaan ons aanhou die muishond wees. Wat dan gaan? Dis nou tyd. Maak oop jou kristalbal en kyk vir ons in die toekoms in wat 2026 vinnig in. Ek dink al die mense gaan besef dat hulle kosbaar is, dat die rol wat hulle hier speel kosbaar is. Selfs al partykie voel jy bietjie kwesbaar, gaan jy besef dat hierdie jou plek is, hierdie is waar jy hoort. Dit is joune en jy mag maar. Ja, lekker die hele ding rondom identiteit en dan met 'n verkiesing wat voor lê, dink ek dit gaan ook lekker bepalend wees. En soos jy sê, mense wat besef hulle rol en goed en dit wat uiteraard groot veranderinge dan ook in die politiek teweeg kan bring. Alright, ja. So ek moet vorentoe kyk vir volgende jaar is ons gaan sit met 'n Suid-Afrika wat die post-ANC wêreld moet uitfigure. Ja, as die ANC as jy nou kyk, hulle is weg. Hulle het niks, hulle is weg. Hulle struktuur het ingeplof ensovoorts. En vir Afrikaners spesifiek is dit 'n opwindende maar 'n bietjie senuitergende tyd. Is hoe lyk die post-ANC Suid-Afrika? En dit is ons gaan volgende jaar die eerste glimpe begin sien van hoe daai lyk. So, Opwindende tye. Ja, tye. Of profetiese woorde. Kom ons kyk.